Goeiemôre, is weer vir my voorreg om hier te wees en Colin wat saam met my is. Welkom vanmôre. Lekker om vanoggend weer saam te kuier. Ek sien jy is nog steeds casual. Ek is nog steeds casual, jy lyk nog steeds awesome. En ons is besig nog steeds met Pastor Karel se gedeelte oor die gedekte tafel, Ja, waar hy gepraat het oor, hierdie is 'n groot naam, hè? Mephibosheth. missie besig. En Dawid wat guns aan hom wou bewys het. Ja, en soos die vorige keer gelees het vers 3 waar hy gesê het dat hy verlam was. Nee? Aan al twee voete. Aan al twee voete was hy verlam gewees. En dit laat my so dink aan omstandighede in ons lewe wat ons dink baie keer verlam is. Ons finansies, verhoudings, daai tipe goeders. Waar mense ons sien dat ons verlam is in sekere areas. Karaktertrekke. Ja, Is mense nie so vinnig om die swakpunte in ons lewens uit te wys nie? Is ons nie soms baie geneig om ons eie swakpunte uit te wys? nee, verseker. Ek meen, hoe maklik is om eerder te sê daai is verlam, Ja. as wat hy is baie slim, of uit baie kennis oor sekere areas in die lewe. Of jy jouself, hoor jy, ek kan nie my finansies werk nie, maar jy vergeet, jy hardloop 'n besigheid, wat miskien suksesvol is. Die mense, dink ek, is in hierdie wêreld, as gevolg van die wêreldsisteem, noem dit wat jy wil, is ons so gekondisioneerd om so vinnig te kyk na dit wat verkeerd is. Ja, Dit wat nie reg loop nie. ja. Dit wat iemand liewers moes gedoen het, of beter moes gedoen het. En jy word getag met dit, nee? Jy kry 'n tag van of 'n label, as jy gaan kyk na daai skrif, spesifiek het hulle gesê, die verlamde seun. Ja, As ek meen, hy was getag met dit. Dit is nie wie hy is nie, dit is nie sy identiteit nie, maar hy's getag. Hoor hierso, jy het iets gedoen, jy is daai tag. Hoor jy is 'n mislukking want jou besigheid het gefaal. Soos jy sê, iemand in ons verlede het iets gesê, en sê Ja. daai persoon, 'n onderwyser, 'n ouer, Ja, somewhere het iets gebeur in ons lewens, en die probleem is ons verhouding. ja. Of dit jou eie skuld was of weens iemand anders, maar jy kry daai tag. Maar die voordeel is, God sien ons nie so nie. Die woord van God sê dat in Jesus is ek 'n nuwe skepsel. Ja, So ja, in ons sondige lewe het die wêreld sekere konnotasies aan ons kom connect. dis verseker. Sekere woorde, sekere gedragspatrone, en dit was miskien wie ons onsself uitgeleef het om te wees. En toe word ons kinders van die Here. Ja, Nou sê, nou is Ferdi nie meer Ferdi die bedrieger nie, of Ferdi die leienaar nie, of verder die mislukking nie. Nou is ek Ferdi die seun van God. yes, Nou is ek Ferdi die suksesvolle, yes. Ferdi die geseënde. Maar hoe geneig is ons om oor te spring, selfs as kinders van God, om te hoor en te glo dit wat God se woord sê. Ja, En hoeveel van ons hou nog vas in daai identiteit wat die vyand oor ons lewens wil losmaak? nee, verseker. Ek meen, dit is mos makliker om in die verlede vas te hou, as om na die positief toe te kyk vorentoe. Ek meen, as jy gaan na die skrif toe, wat Dawid met Mephibosheth, hy het hom geroep by die naam. Hy het nie sy gebrek gesien nie, hy het hom geroep by die naam, en gesê, dis wie hy is. Hy het gesê, jy Colin, soos wat God met jou is. Hy sien nie jou gebrek nie, hy sien die sukses wat hy oor het, die plan wat hy oor het, Ja. die droom wat hy oor het, die woord wat hy oor jou gespreek het. Sê, jy Colin, nie jy Colin wat gefail het nie, of jy Colin wat dit gedoen het, of Ferdi wat dit gedoen het nie, maar by die naam. En ek dink hierdie stuk van Dawid beeld dit so mooi uit, hoe God ons sien. Want dis so hy het hom nie gesien as 'n krepeel seun nie. Ja. Hy het hom gesien as Mephibosheth. Ja, afstammeling van die persoon met wie ek 'n covenant het. Exactly. Is daar niemand uit Jonathan se huis uit nie. Geen jongen wat sy toestand is nie. Yes. Wow. Dis verseker so. Nou, Ferry, ek het al foute gemaak in my lewe. Okay, ek het nou al meer tyd gehad om foute te maak as baie ander mense. Ons praat nie verder Ja. daaroor nie, maar jy het al foute gemaak. Ja, seker. En ek dink nie daar's iemand wat vandag na ons kyk wat nie kan sê dat jy al foute gemaak het nie. En hoe die vyand ons heeltyd wil konnekteer aan die foute wat ons gemaak het. Seker. En wat sê die Here van dit? Waar moet ek en jy uitkom? Of by sy voet uitkom. Daar by as ons vat in die reeks wat ons mee besig is, by die tafel sit. Ja. God sal hom dek. Hy worry nie oor jou gebrek nie. Hy kom op baie punt waar hy jou agter die tafel sit. En hy sien jou, nie jou gebrek nie. Ja. Daar waar jy confident is en voluit leef in God se teenwoordigheid en sy volheid en volmaaktheid wat hy jou geskaap het voor.
Ja. En dis hoe jy jou sien. Hy sien jou daar want hy wil vir jou alles gee. Soos Dawid vir hom die verbond wou voltooi het wat hy gehad het met Jonathan, so wil hy dit doen. En selfs met God met ons. Hy wil daai verbond vervul, maar ons moet bereid wees om dit te aanvaar. Mefiboseth het na die paleis toe gegaan sodat Dawid ook gaan. Ja. Die vraag is, gaan ons na God? Is dit waartoe ons gaan? Dat as hy sê, Colin, jy het ek 'n verbond mee, aanvaar ons dit. Mefiboseth moes dit aanvaar, het maak saak van sy gebrek nie, hy het aanvaar. Daar was 'n verbond en Dawid gaan nou verantwoordelikheid vat of na hom kyk, soos wat hy beloof het in sy verbond. Sjoe. God het 'n klomp beloftes oor my en jou lewe uitgespreek, ten spyte van die goed wat ons gedoen het. En ek kry die herinnering wat God jare terug vir my gesê het, toe ek nogal hard op myself was en ek gesê het, ag, weet jy, hoekom is ek soos wat ek is? Hoekom het ek gedoen? En die Vand het my probeer terugtrek in 'n gat. En waar iemand net vir my gesê het, hoorie Colin, dink jy God was geskok gewees oor die goed wat jy gedoen het? Ja, die woord sê hy dit wel geweet. Hy het dit al geweet. Hy het klaar my toekoms beplan, hy het klaar my tafel beplan, hy het klaar die besing beplan met die wete dat ek al hierdie staf gaan aanvang in my lewe, dat ek sekere goed gaan doen, sekere goed gaan sê, sekere mense gaan te nakom. He knew it already. Ja. Ek het hom nie geskok nie. Seker. En nog steeds is hy gekies om sy goedheid aan my en jou uit. Nee, verseker. Ons besef nie altyd hoe lief God is vir ons het nie, en hoe hy ons oorsien van wat ons doen en waar hy ons plaas in ons lewe nie. Die eerste gedeelte van hierdie reeks het so baie vir my beteken, toe Pastor Borg sê, sit terug, God dek die tafel. Ja. En ek beleef so om te sê vir van die mense al buite wat hard op hulle self is, God sien nie jou seer nie, God sien nie jou tekortkoming nie. Hy sien jou Jaco, jou Jacques, jou Madeleine, jou Colin, jou Ferd, as die vermaak en soos wat hy jou geskaap het, soos die droom wat hy oor jou het. So ek wil vanmôre vir julle sê, sit terug by die tafel. Laat God die tafel dek wat hy gesê het in Psalm 23, dat hy sal die tafel dek vir die aangesig van jou teenstanders. Amen. Sit, wees rustig, hy sal dit doen, want dis die verbond wat hy met jou het. Hoe amazing is daardie wete nie. Mag jy in daardie volheid ingaan en alles beleef wat God vir jou daar gestel het. Ferry, wat 'n seën om saam met jou te gewees het. Selfde, En voorreg. lekker naweek. Selfde. Geseënde Nee. naweek vir julle.